Goeiemôre. Ek het 'n webcam probeer met 'n mikrofoon, maar daar is 'n paar hakplekke want ons wifi werk glad nie op die oomblik nie, maar ek gaan my bes te doen om te kyk wat ek kan doen om die klank beter te kry. So vir die tussentyd het ek nou net my volume nog steeds op die maksimum en ek praat 'n bietjie harder. Ek hoop dit maak 'n verskil. So ons het een van die kere toe ons Point Noir toe was, elke keer wat ons daar was, het ons gegaan na La Pyramide toe. Dit is 'n restaurant wat op die strand geleë is. Die Franse mense wat die plek besit, het in jare terug, 40 jaar gelede, 30 jaar gelede, toe hulle daar aangekom het as jong mense, het hierdie restaurant eienaar besluit, hy wil 'n kuierplek begin en 'n restaurant op die strand vir surfers, of hulle surf daar, en dan het hulle nou 'n plek waar hulle na die tyd kan ontspan, en die plek se naam is La Pyramide. En hulle vriende en kennisse wat ook al hulle lewe lank in Point Noir bly, het vir ons vertel dat toe hulle jong mense was, toe het hulle gesmaal vir die ou wat paar palmpies geplant het en 'n sekere koelhouer met koue bier in daar aangebring het en gesê het, hier gaan hy 'n kuierplek begin, 'n restaurant, en dit is waar hy gaan bly. En soos ek sê, 40 jaar later is hy nog steeds daar, en hy sit daar by die barcounter. Dis 'n baie mooi plek, dis baie mooi gebou, so uit hout uit, en dan kan jy op die sand loop en dan ook op 'n houtdek. En hy sit die hele dag daar by sy tafel met sy laptop en Facebook van die môre tot die aand, en hy het 'n bestuurder en 'n klomp goeie staf en so aan wat die restaurant hardloop. En sy vrou en sy dogter het so 'n winkeltjie daar met allerhande mooi goedjies in wat jy nou daar kan koop, maar teen 'n prys, né? Maar hulle bestuur die plek en dit is 'n baie populêre plek. Almal wat al in Point Noir was met wie ons gepraat het, sê jy gaan La Pyramide toe. En daar kry jy nou maar al die gewone kos soos hamburgers en pizza en die tipe van goeders wat ons ken. En dit was ook die heel eerste plek waarheen ons gegaan het toe Wynand vir my en die kinders die eerste dag op die lughawe gaan haal het. En daar is ook swaaye en klimrame en goed waarop die kinders kan speel. So dit voel bekend en dit voel reg om soontoe te gaan. So die spesifieke keer toe gaan eet ons die aand daar, en Wynand wil voor die plek parkeer en ons parkeer toe nou en ons sien daar is 'n parkering nog nader aan die ingang, want nou het ons komberse en handdoeke en goed by ons sodat die kinders kan slaap as hulle moeg raak, want hulle was toe mos nou nog baie klein, dan is hulle nou op 'n stadium waar hulle, as hulle klaar geëet het, dan wil hulle lê. En dan moet ons hulle nou terugdra na die cruiser toe sodat ons kan ry. So dan maak dit nou sin om nader te parkeer. Toe is dit nou al donker en die parkering en die straat, ek sal nie sê daar is min ruimte nie, maar dit is net van so 'n aard dat die karre ry teen die parkering verby. So dit is nie baie veilig daar vir klein kindertjies nie. En soos wat die kinders nou uitklim, natuurlik hardloop hulle 'n wye draai om die kar. En ek sê, kom uit die pad uit. En ek hoor net 'n ander klein stemmetjie wat sê, hulle praat Afrikaans. En toe ek so kyk, toe sien ek, maar dit is 'n man en 'n vrou en hulle dogtertjie. En dis hulle dogtertjie wat sê, mamma, hulle praat Afrikaans. Toe het die mense se dogter nou gehoor toe ek nou met ons kinders raas. En agterna het ons nou gehoor, maar daai dogtertjie het ook raas gekry omdat sy nie met haar skoene na die plek toe gekom het nie, want sy loop kaalvoet oralste en haar pa wil hê sy moet skoene aantrek. En dit is waar ons toe nou vir Wiekie en Morney Rabie ontmoet het en hulle dogter Hanneke wat op daai stadium 8 jaar oud was. En toe ons mekaar nou daar in die parkering raakloop, toe stap ons nou sommer saam in die restaurant in en gesels en eet saam vir die aand. En hulle is toe daar dat Morney het vir Exaro gewerk in hulle kantore daar in Point Noir met daai projek waar hulle besig was
dieselfde een as die een waarvan ek julle gister vertel het met die mynkontrak wat hulle gekry het om die ysterers uit te haal. So toe het ons daai aand nog toe ek en Wiekie badkamer toe gaan. Dit is mos nou 'n surfers opset. So jy gaan van die houtdek af en stap jy nou oor die sand na die toilette toe. Dan is daar nou surfboards opgesit so oralste om dit nou mooi te maak en so aan. Ek het 'n paar foto's daarvan, ek sal dit ook vir julle opsit. En die vroue badkamer se toiletdeksel het sulke mooi versierings in skulpies en goedjies wat nou pas by die see tema en dit. En toe ek en Wiekie badkamer toe gaan, toe is daar 'n krab onder die toilet. En toe die krab nou onder die toilet uitgehardloop kom, toe is ek en sy nou daar en toe is dit nou 'n groot geskree en rondspring oor die krab wat nou so tik daar oor die vloer aangehardloop kom. En toe is die krab toe nou daar uit. Maar daar is flippend baie krappe en hulle is, party van hulle is nogal erg baie groot. So omdat hierdie plek nou so op die strand geleë is, in hierdie eintlik ongerepte plek, is die krappe natuurlik baie volop. So het ek en sy nou ons eerste krap episode daar gehad en lekker geskree en lekker gelag daaroor. En toe van daar af toe het ons nou met Wiekie en Morney kontak gehou. Wanneer ook al ons Point Noir toe gaan, dan laat weet ons hulle en dan gaan doen ons iets saam. En dit was 'n baie groot seën gewees om vir hulle te ken, want natuurlik omdat ons Suid-Afrikaners is, 'n mens kuier net soveel lekkerder saam met mense van dieselfde kultuur en dieselfde agtergrond, want jy verstaan mekaar. En La Pyramide is ook die plek waar ek waar ons vir Nel Schreder ontmoet het. Toe ons so 5 maande in die Kongo was, toe gaan ons nou vir die eerste keer Point Noir toe weg van die plaas af. En in daai selfde La Pyramide, toe vat ek vir Bea om haar hande te gaan was voordat ons nou eet. En ek sê toe vir haar, kom ons gaan was gou jou handjies. En ek sien hier sit hierdie vrou en sy kyk so om. En sy sê, waar kom julle vandaan? En so het ons toe nou begin gesels. En dit is waar ons vir Nel Schreder ontmoet het. En ons het haar ook altyd oralste raak geloop wanneer ons Point Noir toe gaan. En sy was altyd vreeslik bly om mense te sien, vreeslike vrolike vrou. Sy moes seker haar op haar tande gehad het, want sy het ook op die olieboorde gewerk. Maar in die kantoorgedeelte, die logistiek seker, nie op die olieboorde self nie. So dis 'n absolute man's world waarin sy haarself bevind het. So sy was baie taaf en ek dink sy het definitief haar werk baie goed gedoen, want sy het vir jare van tevore in Skotland gewerk en toe is sy nou geplaas in Point Noir in die Kongo. En ja, baie hartseer. Toe is sy in 2017 oorlede aan malaria in Point Noir. En dit was vir ons 'n groot skok geweest. Sy was maar 42 jaar oud. Maar ek sal altyd glimlag wanneer ek aan haar terugdink, want sy was een van die mees blymoedige mense wat ek geken het onder daai omstandighede as 'n Suid-Afrikaanse vrou om daar te werk. Het ek my hoed vir haar afgehaal. So ek sal altyd goeie herinneringe aan haar hê. Maar toe, dan as ons Point Noir toe gaan, dan kry ons nou vir Wiekie en Morney. En wat eendag snaaks was, is Wiekie het ons gekry by La Pyramide. Sy het vir Hanneke gehomeschool, want Wiekie is 'n opgeleide onderwyseres. So ek het my altyd vergaap aan haar wat so deeglik en mooi haar kind homeschool. En dan het ons hulle gekry by La Pyramide, maar dan is Morney nou nog by die werk, dan kry hy nou, sê nou maar middagete, sê maar van 12 uur af, maar dan is ons nou al 11:30 daar. Toe vra Emmy en Bea eendag vir my, nou waar is oom Morney nou? Toe sê ek nie, hy is by die werk, hy kom nou. En hulle kon glad nie daai konsep verstaan van die man gaan werk toe by die kantoor vir soveel aantal ure per dag en dan kom hy huis toe nie, want ons bly mos nou op 'n plaas waar ons bewegings en werksure heeltemal anders is. Maar in elk geval, ja, dit was nou so lekker saam by La Pyramide. Ons het saam by La Pyramide gekuier met hulle altyd en partykeer by hulle plek gaan kuier waar hulle gebly het. Dit is vreeslike grand woonstelle wat Exaro vir hulle expats gehuur het. En yes, ek het dit altyd so beny, want hulle het 24 uur krag en aircon en is netjies se blyplekke en is in die stad naby al die winkels en so aan. En toe het ons 'n ander vroutjie ontmoet wat ook
saam met haar man daar is, 'n Suid-Afrikaanse vrou met haar dogtertjie was toe op daai stadium 18 maande oud. Toe is sy die dag nou diep beswaard, vertel sy vir my en vir Wiekie daar by La Pyramide van, sy was nou gister so frustreerd geweest, want sy het nou saam met die drywer gery van die woonstelle af na die supermark toe, om haar kruideniersware te gaan koop, en toe sy nou uit die supermark uitkom, toe het haar drywer nou op 'n ander plek gaan parkeer, toe moes sy nou vir 20 minute in die son staan en vir hom wag. En dit is nou haar storie, waaroor sy nou so erg voel. Toe lag ons, toe sê Bietjie vir my, hoorie, vertel jy 'n bietjie van julle dorpsekskursies waarop julle gaan, en deur al die drama wat julle gaan om net die gewone taakies vir 'n dag te gaan doen, wat mense alles in 'n dorp moet doen. So toe vertel ek nou vir haar, hoorie, kyk, as ek net by 'n gewone supermark kan shop, en net vir 20 minute hoef te wag vir 'n drywer, dan sal ek sal enige tyd plekke met jou ruil. Wil jy op die plaas kom bly? Ja, so toe het sy ook 'n bietjie 'n nuwe perspektief gekry oor hulle omstandighede in Point Noir. Want natuurlik, ja, dit is vir hulle ook erg, want dit is ook maar 'n aanpassing en 'n kultuurskok, maar ek meen, dit kom nie naaste by die leefstyl wat ons op die plaas gehad het nie. So het ek haar nou 'n bietjie vermaak met al ons doen en late van die plaas. En toe ons later sê, nee, maar julle moet eendag bietjie kom kuier, as julle die geleentheid kry, kom deur plaas toe en kom kuier julle. Dit sy nou maar net mooi diskreet vol vir my gesê, nee, dit gaan nie gebeur nie. So, maar ja, dit ons nou, dit ek regtig 'n fantastiese vriendin in Bietjie gevind, en alhoewel ons mekaar nie so gereeld kon sien nie, want dit is 'n 6 ure ry tussen die plaas en die stad. En Exara was ook maar baie streng met hulle expats gewees. Hulle kan nie sommer net in 'n kar klim en ry na die plaas toe nie, want dit is allerhande veiligheidsreëls en goed wat in plek is om hulle werknemers te beskerm, volgens hulle kontrakte. Hulle was byvoorbeeld ook nie toegelaat om enige water te drink nie. Hulle mag net water drink wat vir hulle voorsien word. Dis nou maar om te voorkom dat hulle siek raak en sulke tipe van goed. Nou kom ons hier van die plaas af, ons drink pitwater, ons koop kos by die mark, ons gaan aan. En behalwe daarvoor dat ons malaria gekry het, het ons niks anders siektes gekry, so, wat kon gewees het as gevolg van higiëniese redes nie. So ons gestelle was sterk, ons het aangegaan, ons het goed ingepas in die ritme van die manier hoe die Afrikaner dit doen. Maar ja, Exara het moeite gedoen en Stefanuti ook met hulle expats om hulle te beskerm. So ja, Wiekie en Marnay kon nie sommer deurgery plaas toe nie, maar hulle het dit toe wel eendag gereël gekry, maar ook, hulle moet met 'n drywer ry. En daar werk dit so, as jy iemand laat uitkom na jou toe en hulle het 'n drywer, dan moet jy die drywer ook onthaal, en vir hulle slaapplek gee en alles. Dit is die norm. So dan ry hulle nou met 'n voertuig op daar na ons toe, dan bly die drywer nou maar daar by ons op die plaas. Gelukkig het ons toe nou op daardie stadium meer akkommodasie gehad met daai tente wat Stefanuti daar opgesit het. So toe het ons eintlik 'n kamer gehad wat ons toegeken het vir die drywers van wie ook al wat daar aankom. Dan bly die drywers daar in die kamer en hulle sit en wag nou maar die tyd om totdat die mense klaar is en dan ry hulle nou weer terug stad toe. En dit Wiekie en Marnay en Hanneke vir ons op die plaas kom kuier en dit was baie lekker geweest en baie aangenaam. En soos ek sê, net ander Suid-Afrikaners wat nie deel van die direkte geselskap net van die boere se groepie is nie, want kyk, die boere het maar nie goed oor die weg gekom nie. En dit ek nog altyd gespot en gesê, in die week is ons vyande en naweke is ons vriende, want naweke kyk ons rugby saam en in die week word daar gestry en beklei oor die toerusting en die implemente en wie mag nou stroop en wie nie en so voort. So ons vriende en ons vyande was dieselfde mense. So dit was lekker om ons eie vriende te hê van buite af, wat oor heeltemal ander tipe goeders gesels en so aan, en toe nou daar vir ons op die plaas kom kuier het, en ek het lieflike foto's ook daarvan. Toe ons die dag, toe stap ek en Wiekie en die kinders, die 3 kinders, toe stap ons daarna Tannie Trudie toe. Toe sê ek vir haar, dit is warm en dit is nog 'n end, dis soos ek sê, dis te naby om te ry en te ver om te loop, en veral in daai hitte is jy nou ekstra bewus daarvan. Maar ons besluit die dag, okay, ons gryp elkeen 'n waterbottel en dan gaan ons. En ons stap toe nou van ons opstal af tot oor die spoorlyn, en dan is daar 'n stuk grondpad wat jy stap, en dan gaan jy deur 'n groot
klompie bome bymekaar, massiewe hoë, onder andere mango bome. Tannie Trudy, hulle was baie gelukkig met 'n ruig stukkie bome wat so bymekaar gestaan het. So hulle het hulle huis lekker gedeeltelik in die skaduwee van die bome gebou. Ek het daarvan ook foto's. Maar toe stap ons na die dag in hierdie hitte om nou vir Tannie Trudy hulle te gaan hallo sê. En Bea het so 'n gaas pink dingetjie gehad wat jy aantrek en lyk dit soos pink fairy vlekkies. Dan staan hy nou so reg op die agter. Dan sit nou dun draad wat hierdie pink vlekkies nou so reg ophou. So want sy is toe nou op haar towerstaffie stadium. Nou stap sy met hierdie vlekkies saam met ons. En natuurlik is dit nou 'n groot gekla en 'n gemoun en dit wil nou gedra word en nou wil dit huis toe gaan en ons sê net nee, ons gaan nou na Tannie Trudy hulle toe. En toe ons uiteindelik by Tannie Trudy hulle aankom, toe het daai vlekkies van Bea letterlik afgesak en gehang agter haar lyfie. Dat dit lyk asof dit haar vlekkies is wat moeg geraak het in die hitte en van die afstand wat ons gestap het tot by Tannie Trudy hulle. Toe is ons almal blink van die sweet en uitgeput toe ons daar aankom en Tannie Trudy het altyd koel drank gereed gehad om vir almal aan te bied en sy was altyd baie vriendelik geweest. Ek en sy was baie naby aan mekaar daar op die plaas. Ons het mekaar geondersteun en ek en sy het nog gesê ons ry lekker seesaw want as sy bo is ek onder en as ek bo is sy onder en so moedig ons mekaar aan en praat mekaar moed in hierdie wille omstandighede wat ons elke dag moet in die oë staar. So ja, daar het Wikkie 'n baie waarding gesê want hulle het ook toe van tevore in Botswana gebly, ook in baie primitiewe omstandighede met die minimum geriewe en dinge, maar toe sê sy 'n baie waarding en ek het ook besluit om dit my eie te maak. Dit is soos die woorde wat hulle sê, rock bottom will teach you lessons that mountaintops never will. En dit is iets wat ek absoluut ook in die Kongo geleer het. Daar is nie huise en fancy woonbuurte en allerhande snaakse bykomstighede wat jou kan jou image kan bou en vir jou status kan gee nie. Al wat jy daar het om te bied is jouself en jou karaktereienskappe. So selfs al het jy net aanmaak koeldrank wat ons in elk geval permanent daar gehad het want dit is al wat daar is. Maar jy bied dit aan, soos ek gister gesê het, ook met die regte gesindheid en met 'n opregte hart, dan word dit so ontvang, want al wat jy het daar om te bied is jouself. En dan laat dink dit jou ook weer eens anders te oor alles. Soos, wat kan jy bring na die tafel toe, of wat kan jy vir mense aanbied wat goed is, wat jy nie kan sien nie of kan koop nie. En ja, ek los julle dan met daardie gedagte vir die naweek en dan gesels ons maandag verder. Lekker naweek.